Goeiemôre, good morning en baie welkom by ons Vrydag Hoogtepunte program. Die oorstromings in die Weskaap het verskeie families in 'n krisis gedompel en die Mustadafin Foundation het met ons gesels oor hoe mense kan help. Die biokinetikus Ineke Ribbins het 'n paar oefeninge vir knieprobleme en beserings gedeel. Dani Pitbull van Heerden het meer oor die intense wêreld van professionele klapvegtery gesels. Ons het ook met die Outcast Foundation gesels oor hulle werk rakende die jeug se geestesgesondheid. En die sanger Mani Jackson het by ons kom kuier en sy nuwe enkelsnit Ek sal antwoord gedeel. Die Weskaap is onlangs deur grootskaalse oorstromings getref wat baie families in 'n krisis gelaat het. Die Mustadafin Foundation is besig om hulp te verleen in die gebiede wat geraak is. Maar die nood is groot en hulle het die publiek se hulp nodig. Die direkteur van die stigting, Karunisa Johnston Kasim, het by ons aangesluit om te vertel hoe ons kan help. Goeiemôre, good morning, assalamu alaikum, namaste, mulweni to all our listeners, and thank you for having us on the cold, wet day. Now, please tell us what communities on the ground are currently facing after these floods. Well, we could say the whole of the Western Cape, from Paarl, Franschhoek, Loofloodskraal, Samora Machel, the informal settlement within the West Cape. And if we think for areas like Wynberg, the Cape Town has been affected because the whole of Cape Town has been affected with the floods, where the people have lost their roofs, where the people are deep in water. If you're looking at Vygieskraal, you're looking at Guguletu, Langa, Tafelsig, the Mitchells Plain area, the Kailicha area, Grabouw, all of those areas have been deeply and heavily affected with the storm and the winter. In actual fact, our people thought it was a tornado with the amount of the strong wind that came, but it was just with a lot of water. As you can hear, water is coming down in buckets. What have been some of the most urgent needs you've encountered since the flooding began? Well, we've actually been requested for food, blankets, roof sheeting, black sheets, like people just to cover the informal settlement, warm clothing. It's also extremely, extremely cold. The cold front has really hit us very badly. So those, I would say, would be the immediate needs of the community whom we serve. And yes, rain jackets and boots. So it's quite a list of things that we would require. Tell us more about the Mustadafin Foundation. What is it that you do exactly? Well, the Mustadafin Foundation is a community organization. We're 40 years old. So we, in our early years, run by women. We, out of the staff of 70, we 63 women, headed by women as well. And we were founded in the 80s in Crossroads Violence. The organization has grown not just as a disaster relief organization, but also a community development. So we have 5 core functions within the Mustadafin Foundation, where we do education, feeding. We feed 27,000 people daily. We also, under our educational program, which is part of the poverty alleviation, community development, healthcare, and disaster relief. And those are the 5 core functions that the organization has. So under these projects, under the educational projects, we've actually established a learning center where, when we found out that the children in Tafelsig, 1,000 children, has never seen a classroom, let alone the school, we initiated the Learning Center. And through the Learning Center, the organization has probably sent 856 learners into mainstream schools, working with the educational department, get them school ready. And every year we still find more and more children. So the little 2 rooms that we have at our center is insufficient for the amount of children who needs to be placed in school, who's not in school. And you find that overall in areas like Manenberg, Hanover Park, where children has never seen a classroom. So we work with those young children. And yes, 18 of them have matriculated. 16 of them are currently doing their matric. They're writing exams. So the organization is not just an organization with feed. So we have a saying, feed the belly,
feed the mind, because a hungry child cannot think. So we do have a campaign that runs towards our Feed the Belly, Feed the Mind, and we say your 12 rand can make a difference in a child's life. How quickly was the foundation able to mobilize relief teams, and what kind of support are you currently providing? We've always been on the ball at 3 hours within a disaster that hits us, in the sense of with blankets, cooked food, trying to make sure that the people have place, working with the councillors in the area. Majority of the staff are from the community whom we are affected. And so we don't necessarily get a call from disaster management. We normally make the call to disaster management, because our workers in itself, our employees in itself of Mustadafin Foundation are on the ground, would immediately, whether it is 2 o'clock in the morning or 3 o'clock in the morning, would be called upon to be assist when the need is there. How would you describe the importance of community support and public solidarity? Without that solidarity, we are not able to survive as an NGO. We survive because of the community that we serve, but also the community who supports us for their donation. And we can make this happen. Our 40 years is based on the fact of that solidarity and that support. We would not have been here. The need is definitely still here. And because of that, we've always had the support of our community, who make sure, whether it's that pensioner who comes to Mustadafin Foundation on the day of her pension and says, I would like to give my 100 rand. That has made a huge difference in the organization with the support that we get and the businesses that support us. So we're always appealing for that form of solidarity and support. And for people who may not be in the Western Cape, how can they still contribute meaningfully to the relief efforts? Well, definitely we need the support, because nationally the organization don't just work within the Western Cape. We work within the communities that we serve, which is also within Eastern Cape as well. The support we could do, please visit us at mustadafin.org.za, or in order to get more understanding of what the organization does, that's our website. But contact us on 021-633-00100, or support us financially if you are not able to support us in kind, through our Standard Bank account. Mm-hmm. And finally, what message would you like to leave with South Africans who may be wondering how they can make a difference right now? Your support in your prayers, first and foremost. We are very grateful, because we do need that. And also your support in helping those who are desperately in need. It's freezing cold. And I know it's not just within the Western Cape overly, but right now, Mustadafin Foundation appeals to you for assistance within the Western Cape. There's a saying that we have here, that if every man helps his neighbor, then who will need help? So we are appealing to our neighbors to please assist. Sukkel jy met knieprobleme? Wel, bly ingeskakel. Ons deel net hierna 'n paar praktiese oefeninge wat moontlik kan help. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant.
Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Soos die jare aanbeweeg en ons ouer raak, is daar sommige dele van 'n mens se liggaam wat begin probleme gee. Knieë is oor die algemeen iets wat maklik kwesbaar vir beserings is. Selfs mense wat van draf hou en ver afstande draf, sukkel soms. Die biokineticus Ineke Ribbins het hierdie week kom inloer om 'n paar wenke te deel. En jy, ja, ek meen jy het ook maar 'n bietjie van padwedloop gehou. Ek weet Annie hou van padwedloop al die jare. Nee, gits, Pita, ek is nog bietjie nuut wanneer dit kom by padwedlope, maar ek hou van die trapmeel. So ek het byvoorbeeld nou onlangs weer 9 km gedraf. Nee. Nee, so nou en dan kyk ek net, is ek nog, jy weet, goed op dreef. Maar ek moet sê, dit is soms so dat wanneer 'n mens soms draf, dan kan ek voel, jy weet, daar is so effens 'n pyn in die knie en dan weet ek nie of dit ook te doen het met opwarmingsoefening of so nie, want daarmee is ek baie sleg. Ek weet ook nie, ek dink ek het redelik baie padwedlope gedoen toe ek bietjie jonger was. So Ja. nou, as ek lank staan, dan begin ek skielik voel, nee, maar my knie begin 'n bietjie met my gesels. Wat gaan aan? En as dit so koud is ook soms, né? Alles het koud is. Dalk het dit iets met die ouderdom ook te doen. Jy weet, op 31 dan begin hierdie dinge. Maar gelukkig, biokineticus Ineke Ribbins is daarom hier om ook vir ons 'n paar wenke te gee oor wat hy ook kan doen, hoe om reg op te warm en al daai lekker dingetjies. So Ineke, baie welkom. Is lekker om jou ook hier te hê by ons. Dankie Pieter. Ek gaan vandag vir julle 'n paar oefeninge wys wat algemene knieversterking is. So dit hang heeltemal af van besering tot besering. So ek sal voorstel as jy met kniepyn sukkel wat jou daaglikse funksionaliteit beperk, gaan na iemand toe, gaan na 'n fisio toe, kry 'n diagnose, gaan na 'n biokineticus toe, want meeste van die keer is 'n kniebesering as gevolg van wanbalans in die quadricepsspiere of jou glutes is nie sterk genoeg nie of jou hamstrings is nie sterk genoeg nie. So dit verskil van persoon tot persoon. Ek het 'n paar goed saamgebring vandag. Meeste van die goed kan vervang word met 'n handdoek. Byvoorbeeld die groot rekke waarmee ons strekke gaan doen, kan met 'n handdoek vervang word. Die klein balletjie, julle gaan net nou sien wat se oefening ons met hom doen, gaan ook met die handdoek vervang word. En dan die groot bal, nie eintlik so nodig nie, maar ek sal vir jou sê, skaf vir jou so 'n houtjie aan. So die eerste oefening waarna ons gaan verwys is 'n hamstringstrek. So dis net 'n gewone hamstringstrek, niks vreemds daaraan nie. So die rek vir jou om jou lyf en om jou voet. Soos ek sê, hierdie kan weer vervang word met 'n handdoek. Okay, lê heeltemal plat, reguit been, trek op en sak en weer op en sak. Ek verkies dinamiese oefeninge, omdat jy nou 'n hele oefenprogram gaan doen, gaan 'n statiese strek dalk nie vir jou so voordelig wees nie. Okay, die volgende oefening wat ook hip flexor strekke behels is daarso. Okay, wat jy wil hê, jy wil jou heupe aftrek in die grond in, dan sommer die hamstringstrek by doen, daar afgaan. Okay, weer vorentoe en af. Okay, net voordat ons begin, gaan ek ook sê dat al die strekke en al die oefeninge is 10 reps, 3 stelle. Okay, die volgende oefening gaan jy die balletjie voor gebruik, so dit is net 'n algemene WMO aktivering. So wat jy gaan doen, weer die balletjie of 'n handdoek, sit jy onder jou knie. Van daar af druk jy net jou knie in die balletjie in en ontspan. En jou knie in die balletjie in en ontspan. Okay, jy kan ook seker maak dat jou hak op die grond bly om te verseker dat jou knie afgaan en jy nie net jou been daar reguit skop nie. Okay, volgende oefening gaan jy op jou sy lê. Daarso. Okay, van daarso af, maak seker jy is mooi in 'n reguit lyn en 'n piesang shape daar lê nie. Okay, van daar af, hierdie heup moet bietjie vorentoe getild wees. Jou toon wys op na jou maarmedie toe en dan lig jy op en sak en op
en sak. Om die oefening moeiliker te maak, kom hierdie klein band by, sit hom net bo jou knie, en jy doen weer presies dieselfde. OK, nog 'n weergawe van hierdie oefening wat ook baie voordelig is om ander spiere van die quadriceps te aktiveer, is jou voet uitgedraai. Maar dan moet jy mooi fokus dat jou heup steeds vorentoe is en daarop en sak en op en sak. Vir mense wat hierdie te maklik is, gaan jy dan nou 10 so hoog as wat jy kan oplig, dan doen jy 10 pulses en dan doen jy 10 sekondes hou. OK, nou kan jy die rek weer afhaal of jy kan besluit om hom aan te los. Ek gaan sommer vir julle aanlos. OK, lê plat op jou rug, maak seker jou ruggraat is mooi plat in die grond in. Van daar af weer tone mooi opgewys dak toe en skop op met jou been en sak. Op met jou been en sak. OK, baie eenvoudig. Dan is die voet net weer uitgedraai, weer opskop en sak en opskop en sak. OK. Volgende oefening wat ons kan doen is hamstringversterking. So hamstringversterking is crucial wanneer dit by knieversterking kom. So daai een wat ons op ons sy gelê het, is vir die glutes. OK, glutes is 'n hoofsaaklike stabiliseerder van jou knie, eintlik maar van jou hele lyf. OK. So hamstring, daarso op die bal. Weer eens rig eers mooi reguit en plat op die grond. Van daar af maak jy seker jy rol jou maag of jou heupe om sodat jou rug plat op die grond is en dan lig jy op. OK. Van daar af trek jy in en sak weer terug en trek in en sak weer terug. OK. As hy te maklik is, gaan jy hom dan 'n single leg doen. So weer dieselfde. Die heupe teruggetild, ruggraat plat op die grond, lig op die heupe. Nou gaan jy die been ook oplig en trek in, stoot uit en in en uit. Soos julle kan hoor, is ek bietjie uit asem. So die asemhaling is baie belangrik. Waarop jy kan fokus en 'n knoop in jou oor maak is dat jy uitasem op die moeilikste gedeelte van die oefening. OK. Laaste oefening wat ek vir julle gaan wys. So dit is 'n gewone wall squat. Mense wat sukkel met kniepyn, sukkel om 'n gewone bodyweight squat te doen en dit mag dalk vir jou ongemak veroorsaak. So die rede hoekom die bal hierso is dat jy gewig meer op die bal kan lê. OK, daarso voete mooi vorentoe, net bietjie wyer as jou heupe. So nou asem jy in en uit soos jy afgaan. En weer op, asem in en uit soos jy afgaan. Daar het julle dit. Heel eenvoudig, soos julle nou gehoor het, meeste van die goed kan met die klein balletjie vervang word, of jy kan dan net 'n wall slide doen, as jy nie 'n groot bal het nie. Dankie Pieter. Dankie Ineke, inderdaad 'n paar goedjies wat ons by die huis kan probeer. Ja, lyk dit vir jou maklik, Pieter? Ek is bitter bly sy het nie hulp ingeroep vanmôre nie, want hulle laat dit so maklik lyk, maar nou ja. Ons kan dit by die huis probeer, maar andersins as jy sukkel, kry maar iemand soos Ineke aan jou kant. Ek dink dit is eintlik die beste raad daai. Maar ou is maar min of meer jy warm so bietjie vinnig op as jy nou ietsie doen, nê? Maar opwarming is eintlik dit vat langer as wat jou regte oefening vat as jy dit reg doen, of so behoort dit te wees. En ek dink 'n mens onderskat dit. Ek onderskat dit baie dikwels. Jy weet, en dan die volgende dag, dan kan ek myself skop. Ja. Omdat ek nie voor of selfs na oefening, jy weet, opgewarm het en so 'n bietjie die ordentlike, wat noem 'n mens dit? Jy opwarm op en dan koel jy seker af. Dan koel jy seker maar af, nee. Ja. So ek dink op die einde van die dag moet 'n mens dit nie onderskat nie, want ek dink dit kan langtermyn gevolge inhou wanneer jy dit nie reg doen nie. En die afkoelselle is ook belangrik, want dan is jou spiere mos nou lekker warm en goeie, so as jy dit dan reg laat afkoel, dan is dit maar net beter vir die volgende keer ook. En dan het jy dalk nou nie die volgende dag soveel pyn nie. Maar ek dink dieselfde, ek wil byvoeg en sê, jy weet, 'n mens se knieë, 'n mens kan baie keer voel wanneer 'n mens trappe klim en so aan. Ek dink dit is belangrik om hierdie soort oefeninge te doen net wanneer 'n mens dit ook oor die algemeen sterk wil hou. Nee, ek stem. En die glutes is nogal belangrik wat sy ons gepraat het, nee. Dit lyk vir my as 'n ou daai glutes van jou lekker kan stewig en gesond hou, dan gaan die res van die ou se. Dis wanneer daai planking goed inkom wat die mense mos so doen dat hulle die kor bietjie sterk hou. Ja. Maar as jy by die plankie uitkom, dan sal ons dit vra dat jy vir Ineke kan help.
Bly net waar jy is, want net hierna gaan ons die wêreld van professionele klapvegtery verken. Hallo, ek is Dozy en julle luister en kyk na Goeiemôre, Good Morning. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Is jy al ooit so hard teen die kop geklap dat jou ore tuit? Wel, ons volgende gas het 'n loopbaan daarvan gemaak om mense juis so hard by te kom. Dani Pitbull van Heerden het hierdie week by Arnold kom kuier om ons meer te vertel oor die intense wêreld. Dani, ek wil daar net eers jou handskud en sê, ek gaan nie met jou beklei nie, so jy hoef nie vir my te klap nie, hoor. Is dit alright met jou? Ek wil nou net sê, ons het reeds hier so op tafel. Ons het al reeds 'n ronde tafel. Daarom bietjie groter as wat hy moet wees. Ek gaan nou hierdie onderhoud begin met iets wat ek nog nooit op julle gevra het in 42 jaar nie. Wat weeg jy? 182 kilogram. Oei. 400 pond vir die Amerikaners. Ek wou net sê, ja. Kom ons begin voor. Jy het 'n lang loopbaan in boks en 'n hele lot van die ander sogenaamde cage fighting en selfs van die Asiatiese of Oosterse sporte. Waar het dit alles begin? Glo dit of nie, my pa sou in 1981 vir Pierre Coetzee geboks het vir die SA titel. Ja. En ons was almal gecoach in combat sports. Ek het 2009 professioneel gedraai in martial arts. Ek het die 2016 wêreldkampioen geword met heavyweight. Vanaf het ek oorbeweeg boksing toe. Ek was 5de op die ranglys in boks, swaargewig. Ek is aan die 4de Muay Thai, ben ek op boksing lisensie gekry due to COVID, nooit deelgeneem nie. Ek het strongman deelgeneem. Een los in K1, een win in K1 en nou die slap fight 2023, so dit is nou wat ek doen. Ek wil jou vra, en as ek het al daarna gekyk, jy mens moet verskriklik sterk staan, nie waar nie? Verduidelik vir ons hoe daai alles saamwerk, want as jy beweeg, dan is daar 'n vel. Korrek. So, ek kan nou nie staan nie, maar hoe dit gaan werk. Jy het 'n boks waar jy in staan. Ja. So jou voete moet plat wees, gelyk wees met mekaar. So, as jy nou sou klap, jy kan nie rotate soos 'n bokser 'n hoek sou slaan. So,
die krag wat vergelyk is met die bokser, ek sal sê boksers is baie meer. My arm moet reguit wees, ek mag nie buig nie, ek mag nie palm strike nie, ek mag nie kap nie, ek moet 3 punte van my hand moet gelyk land. En dit word gemerk. Ja. Dan moet ek onder jou ooglyn land, bo jou kaakbeen. So ek het net jou wang om te klap. Enigiets verby dit is 'n foul of hulle trek punte af. Ja. As ek jou nou nie uitklap in die 3 rondes wat ons elk kry nie, dan gaan dit op die punte. So word jy uit die boks uitgeklap of klap ek skeef en dan kyk hulle wie bepaal dit. Maar meeste van die kere word jy uitgeklap. En daar's kameras wat jy dophou en hoë slow-mo kameras. Soos 'n super slow-mo kamera. So ek meen, as jy net klein bietjie beweeg, lyk dit of jy jou hele skouer indruk. So ja, korrek. En dit is baie tegnies. Verduidelik net, jy het gedink toe jy eers begin het, bietjie meer gewig aansit en dit gaan jou help. So ek het begin op 135 kg. En omdat ek kom van vorige combat sports of in jou mind neem jy deel in enige aan 'n normale ou, so om hom uit te klap is maklik, dit is baie vernederend. En soos jy ander met die sport besef jy die tegniek towards it. So toe dink ek wel hoe swaarder jy word, hoe meer advantage gaan jy of meer plus daar gaan wees en op hierdie gewig besef jy daar is en dit gaan alles meer oor tegniek. Ek meen jy moet reg land. Jy mag nie jou voete lig nie. Daar's so baie tegniek in die sport, so jy moet dit eers verstaan om dit ordentlik te volg. Ja. As jy sê verstaan, wat was 'n lig wat vir jou aangegaan het wat dit aanbetref? Omdat ek 'n former boksing is, 'n voormalige bokser, jy het 'n habit om jou voet te lig. So as ek my voet lig en ek klap jou uit, word ek gedisqualify en jy wen. So dis die nadeel van dit. En die geld wat daaraan gaan, obviously dis dollars vergelyk met Suid-Afrika. Dit voel soos 'n cheat in life. As ek dit vergelyk met enige ander boksing betaling, ja. Dis ongelooflik. Ja. Verduidelik vir my gou-gou hoe werk 'n kompetisie? Moet jy kwalifiseer? Hoe werk daai deel in? So ek is nou al op die ranglys, maar in die begin het ek my CV ingestuur van my vorige sports en my achievements. En dan van daar was jy gekies. Dan begin hulle jou opmatch, soos 'n normale boks bracket. Jy begin 0-0 en dan 1-0. Soos jy wen, soos jy verloor, word jy nou mooi opgematch. En dan kry jy punte. Ek sal nou sê punte nie, is meer soos 'n professionele sport. As jy nou 'n wen het, dan gaan jy teen 'n vorige wenner. Goed. En dan wanneer jy op die ranglys kom, wat ek nou 4de is, ek kan of opbeklei of ek kan afbeklei. Dit hang af wie is beskikbaar daai tyd, ja. En jou teenstanders, wie het jou nou al die hardste geklap van die hele lot? Kalani Wakamelalo. So dit moes 'n 3 ronde klap kompetisie gewees het. Ons het 5 gegaan. So 5. So wat gebeur het daar? Omdat jy brei, so jy maak hierdie muscle sterk. Ja. Sien die kamera jy doen dit. So dan noem hulle dit 'n flinch. Okay. So as ek jou moet klap en jy flinch, moet jy weer geklap. Ek sal nie net flinch nie, ek sal hardloop met jou man. Ofwel op hierdie gewig kan jy nie meer hardloop nie. So jy moet maar staan. Ek sal okay wees. So en dieselfde met jou, as jy my klap en ek beweeg, is dit 'n flinch, dan moet ek weer staan. So wat gebeur het daar, ons albei was gekol op flinch en ons moet weer staan. Ek meen, ek het weggeloop met my gesig wat so staan. So wat dan aangaan in jou mind is jou gesig gaan bars, want jy moet wag vir hom, jy kan nie beweeg nie. So it's all about who's got the in die sport, ja. Hoe maak mens reg vir so iets? Ek dink geestelik, dit kan nie maklik wees om daar te staan in 'n ou so groot soos jy, wat jou slaan en jy weet hoe seer dit is en jy weet wat jy aan hom probeer doen. Hoe kry mens hierdie reg? So, most humbling sport out there. Maar maak nie saak hoe hard jy oefen nie, hoe baie eet nie, hoe sterk jou kaakbeen is en. Sodra jou brein jou skedel raak, sê jou liggaam vir jou, safety, ek knock jou uit. So dis 'n liggaam mechanism met ander woorde. So dit kan jy nie garandeer nie. Die nadeel van hierdie is, sê nou maar ons neem deel teen mekaar en jy klap my uit, dan beteken my credentials niks. So dis hoe ek sê, is 'n most humbling sport out there. Mentally 200% mental, want ek meen, jy moet 'n mental mind hê om reg te staan daar en nie te beweeg vir die klap wat ek sien kom nie. So ek moet jou probeer intimideer, net om in jou oë te kyk. Ek moet in jou siel kan kyk en jy moet dit kan sien. So dit is maar die meeste van dit. Dis 'n baie interessante punt dat mens mekaar kan domineer deur net vir mekaar te kan kyk, né? Korrek. En ek meen hierdie is die eerste sport wat ek kan sien as jy nou moet staan vir hom en ek moet klap. Ek kan sien hoe bang is jy. Ja. Maar die ergste van alles na my klap, sien maar ek het niks gedoen nie. Dan verander daai dadelik om en dan kan jy sien as my beurt. Moeilikheid. Ja. Baie moeilikheid. Ek is verskriklik geïnteresseerd in hoe jy oefen. Jy sê jy maak jou kaakbeen sterk. Hoe werk dit? Wel, obviously eet vir my. Ek kan dit doen met chappies kou. So hoe harder jou kaakbeen is, hoe beter hou dit die impact. Maar sodra jy 'n kaakbeen lig hou, kyk en terugskuif, kan uithak, kan breek. Ja.
jy oefen soos 'n bodybuilder, met ander woorde, so jy het jou spesifieke spiere wat jy oefen, jou push, jou pull, jou pivot en so aan. So hoe gereeld is jy in die gym? Ja, nou so 3 keer 'n week. Goed. Ja, hang af hoe dit gaan. Ek meen nou die winter 2 keer 'n week. Obviously as jy meer insit, it all comes down to kan jy hou vat of kan jy nie. Want jy kan nie jou brein oefen om nie genoeg te word nie. Dit is maar 'n liggaamsmeganisme, ja. Ek gaan dit in Engels stel, daar's G-forces hier ter sprake, nee, want dis massief. Die force wat kom is bloot net massief. So ek klap die hardste in my gewig. So as ek sê my gewig. Hoe weet ons dit net so te loop? So jy word op 'n stats op 'n power per square inch gemeet, so op 'n boks het jy meet. So ek klap so 960 pond per square inch. So, maar wat ek op wil neerkom is, as ek nou sê my gewig is 120 kg open weight. So die swaarste ou in die kompetisie is 220 kg. So ek meen as jy fit is en jy staan voor so ou wat jy nou moet klap. You cannot guarantee it. Jy gaan of jy gaan nie. So jy kan hou vat of jy kan nie. Dis wanneer daai ou tydse saying ingekom het van jy kan hou vat of jy kan hom nie vat nie. Laastens, dit gaan oor die knockout, nie waar nie? Dit gaan oor die knockout. Dit is die eerste sport wat enige iemand wat kom kyk, staan so en kyk, jy gaan koop nie drinks nie, jy gaan koop nie kos nie, jy wag vir daai klap en jy wag vir die fisiese pause voor jy loop. En as jy vir die mense wat nou views verstaan, ons is op 30 biljoen views. Dis so die views is meer as UFC, meer as boksing, meer as NASCAR, meer as alles, want almal wil die knockout sien. Dani, baie dankie vir jou tyd, ou maat. Waardeer dit regtig sterkte. Ons hoop ons sien jou daar heel bo met sommer baie geld in die sak. Die jeug se geestesgesondheid is baie belangrik. Ons fokus net hierna op die Outcast Foundation se werk in die verband. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Die Outcast Foundation fokus op ons jeug se geestesgesondheid, terwyl baie kinders in stilte ly. Die stigter Elsandri Scott en verteenwoordiger Isak Davel was die week hier om meer van die besonderse organisasie te vertel. Hartlike goeiemôre julle twee. Dankie. Lekker, Elsandri, net so vinnig en in kort, jy weet vir die kykers, wie is julle en wat doen julle presies? So Outcast Foundation het ontstaan deur 'n idee. Ek's van 2013 af in die skoolkamp bedryf. So daar het ons besef dat wanneer 'n kind uit sy comfortzone uitklim, vertel hy vinniger 'n storie. En dit het opgekom met stories wat ek jou kan vertel, maar dit gaan vir jou bietjie hoendervleis gee. En dis waar die idee uitgekom het waar ek dieper wou gaan en
net gevoel dat op die ou einde het kinders daai safe space nodig, waar hulle voel hulle word nie gejudge nie en net hulle word gesien. En ons het net besluit, okay, maar kom ons bring kamp, ons bring avontuur en counselling bymekaar. En dis die hele konsep van Outcast Foundation. So is dit die eerste kind wat uit sy comfortzone het of haar comfortzone met jou gepraat het, vir jou gesê het, hierdie is my idee, ek wil dit graag doen en najag en op die been bring en by die Outcast van Kijk, dit was nie spesifiek een kind nie. Dit was stories wat kinders na my toe gebring het oor hulle lewe. Dis terrible om te hoor dat 'n kind vir jou sê hy wil human target wees in archery. Maar ek het in my skoene gesak en elke keer dan voel ek wil uit hierdie bedryf uittreë en dan skiet ek net terug. En dis waar die idee gekom het van kom ons help. Want kinders praat nie. Ja. So kom ons gee hulle daai platform om wel te kan praat in 'n veilige hawe. Isak, en jou betrokkenheid? Ek kan nie wegbly van die kunste af. Jy wil ook nie. Ek wil ook nie, want daar is soveel terapie as ek kom by die kunste. Sing, dans, acting. Ek gaan nou nie die sing doen nie, maar ek gaan nie die dans en die acting gaan ek doen, want hulle kinders kry soveel, hulle kan so vinniger gesond word, sodra hulle begin in daai imagination inleef. Want ek bedoel, daar is studies wat sê, as jy as kind nie kan imagine nie, kan jy vinniger die pad byste raak as jy ouer word. So hoe vinniger ons die kinders leer om weer hulle imagination te gebruik, hoe vinniger ons gesond raak. Ja. En dis maar wat ek wil bring. Is die kunste, ons skryf, ons dans, act en gaan te kere. En dis sekerlik 'n lekker wêreld ook vir die kinders om hulle self net daarin te kan vind en niemand judge hulle nie. En hulle kan wees wie hulle kan wees, soos wat jy nou tereg sê. Ja, ek bedoel, jy is 'n kunstenaar en as jy daar op die stage is, is 'n ander wêreld. Jy ontsnap. Jy ontsnap heeltemal uit realiteit uit. En jy jou comfort zone uitklim. En dit is wat ons wil hê, is die oomblik waar daai kinders op kamp kom, wil ons hê hulle moet uit 'n comfort zone uitklim van, weet jy wat, geen judgement, ek is vry. Wat dink jy is dit wat ouers nie raak sien nie? Wat jy nou al so gesien het? Ek meen, ek is nou self 'n ouer en dit is vir my nogal 'n groot vraag. Weet, wat mis ons partykeer of hoekom is ons dit? Dat ons dit nie raak sien by die kinders nie. En julle kan nou uit beide uitpraat, want ek meen, ek dink is die stilte van 'n kind. Die stilte van 'n kind praat soms baie meer en skree harder. En dit is wat ons sien op die kampe ook. Daai kind wat begin op 'n kamp en daar's hartseer in hulle oë. En terwyl hulle speel en jy begin met hulle werk, daai glimlag wat terugkom. En ek dink dis partymal in die werklikheid waarin ons lewe, is die lewe is gejaag. En ons kyk dit mis. En dis waar die kinders ook voel, maar ek word nie raak gesien nie. So, ek dink ons moet 'n tree terug gaan en net sê, weet jy wat, kom ons kyk bietjie dieper, hoekom is 'n kind stil? Hoekom verdwyn daai kind se glimlag? Isak, jy werk met hulle deur die, net so ek vandag, ek meen van jou af ook, wat dink jy mis ons? Kyk, ek is gelukkig, ons het net eenetjie. Ja. En my eenetjie, Ziaitjie, sy praat non-stop. So, dit gaan baie ma se kind of pa se kind? Ek dink bit of both. Ek bid of, ja, is dit 'n goeie 50-50. En ek weet, as sy nie babbel nie, weet ek, daar's iets fout. Maar ek haal my hoed af vir ouers wat meer as een kind het. Want, ons weet ons kinders, partykeer is dit soos, it's too much, en jy kom nie agter noodwendig wanneer een kind stil is nie. Waar ek is lekker, ons het net vir Ziaitjie, en ek weet as sy stil is, dan moet ek maar rustig. Ja, jy sien, moet jy mooi vrae doen. Jy het al beide ook gepraat van die safe spaces, jy weet, wat beteken dit regtig 'n safe space vir 'n kind en wat jy voel, jy weet hulle kan daar deurbreek of uitbreek of hulle wil eerder daar binne bly? Ek dink 'n kind sit homself in 'n bubbel, veral met 'n geval waar hy geboelie word en hulle lewe in 'n vrees. En ons wil daai kind uit daai vrees uithaal en vir hom sê, weet jy wat, kom ons leer jou, ons haal jou nie noodwendig uit daai omstandighede nie, maar ons leer jou om met dit te cope. Ons leer jou om sterker op te staan, indien jy geboelie word, of erger, jy gaan deur selfmoordgedagtes, want dit is die realiteit waarmee ons deel in vandag se lewe, is, ja, dit gaan met jou gebeur, maar kom ons gee vir jou daai skills. Yes, en daai skills om weer te werk en op te staan.
Ek sê altyd vir die kinders op kamp, mense kan jou gooi met klippe. Maar dis jou keuse wat jy maak met daai klippe. Of jy gaan maak dat dit jou seermaak of jy gaan dit gebruik as stepping stones en hoër uitstyg. Ek dink ook as jy kyk na die samelewing oor hoeveel huisgesinne is wat nie 'n paas het nie. Okay. So hoe vinniger ons die kinders leer hoe 'n vorm van 'n coping mechanism. Adapt. Hoe gesonder gaan 'n samelewing word soos wat die kinders ouer word. Huidiglik is dit voel asof dit nie daar is nie genoeg gegee vir die kids nie. En dit kan nie deur die ouers altyd gegee word nie. Want die ouers moet dink, okay, kos betaal vir skoolgeld, wat. En ek dink dis waar hierdie kampe sukses gaan wees. Net uit 'n ander oogpunt uit. Net vir die kids kan leer, okay, hier is coping mechanisms. En gee hulle opsies. Een gaan nie wenig werk. Ek bedoel, toe ek op skool was, waar die ouens my steek met 'n mes. Ek het ver rondgeloop om by die kostes uit te kom. Ja, jy weet, ek dink ook soos wat jy sê, ek was in my dae was, as jy nie deel is van die vroteier speletjie of iets nie, dan was dit 'n mate van boelie, maar deesdae is daar soveel meer druk, juist met die sosiale media en goed ook, van wat die wêrelde is wat die ouens skep, maar is nooit die realiteit nie waar nie. Hoe kan jy betrokke raak by hierdie kampe? Is dit kampe wat jy hulle aanbied? Doen jy dit in samewerking met mense? So ons doen dit in samewerking met mense. Isak is betrokke, Bully Busters is betrokke. Ons het 'n paar sponsors wat ook betrokke raak. Legends Beyond Boulders. Hierdie ouens wat so klim. Ja, met die klimure en Ja, maar ons groot ding is, ons het basies die fondse nodig. Want ek het al gesien dat van hierdie kinders wat die kampe nodig het, dit nie kan bekostig nie. So dis waar ons baie fondse nodig het, in terme van hulp ook. Die mense kan julle natuurlik seker kontak ook, het julle webtuiste en goeders? Ja, ons het. En die webtuiste? Jy sien, ek vang julle nou lekker omkant. Ja, maar nie waar nie. Hulle is op Facebook, Outcast Foundation. Instagram. LinkedIn. LinkedIn. Daarin. Alle sosiale media platforms. So, hoor julle twee baie dankie vir die mooi werk wat julle doen. Die sanger Manny Jackson kuier net hierna saam. Bly ingeskakel. Hi, dit is Ampi en jy kyk na Goeiemôre, Good Morning op Via kanaal 147. Hallo, ek is Joannie Spiegelaar en jy kyk Good Morning, Goeiemôre. Hi, ek is Marie van der Merwe en jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering
met voordele. Mani Jackson het hierdie week kom kuier om te gesels oor sy nuutste enkelsnit Ek sal antwoord. Maar voor ons met hom gesels het hy eers vir ons gesing. Mani Jackson! Hey, my ou vriend, so lekker om vir jou te sien. Terwyl jy daar oor die drade val. Oor die toutrap. Good morning. Ja, jy trap. Goeiemôre. Dis lekker om jou te sien. Ja, yesterday man, en dit is so 'n lekker nuwe liedjie, baie geluk. Baie splinter nuwe liedjie en dis oor ons land. Ons is die mooiste land. Mense wil altyd oor see gaan vakansie hou. Probeer iets was hulle nog nie. Ja, jy het net gaan vakansie. Hulle wil altyd oor see gaan vakansie hou. Dat hulle nog nie die mooi van ons eie land beleef nie. Ons is bevoorreg om die hele land te kan plat toer en al die mooi te kan sien. En jy het al baie van die land gesien. Baie meer van die mooi ook al beleef. So, oor 1 miljoen kilos al afgelees oor die jare. Sê net gou vir my, hoe het hierdie liedjie oor jou pad gekom? Sonet Bridges het hom geskryf en sy het al in 1987 vir haar pa begin skryf. Omtrent op elke album het sy 'n liedjie vir hom geskryf tot met sy dood. Sy het haar eie albums geskryf en 2012, 13 en 14 en 15 het sy vir my geskryf, my albums, toe sy Amerika toe. En sy het so 'n bietjie onttrek uit die musiekbedryf uit. En dit sy nou so 2 jaar terug weer begin, volstoom, met skryf. En sy is 'n fantastiese skrywer. Sy produce die goeie self, sy en haar seun. Hy speel die dromme en die gitare en sy doen die backing vocals. En dan gebruik hulle ook van die musikante in Suid-Afrika. Ek gaan na studio toe, waar ek al die jare is by Dennis East, hy is oorlede, maar sy ingenieur Keith Forsyth. Ek gaan neem nog daarop. Hy ken my stem en hy weet hoe ek moet klink. Luister, en dis 'n liedjie van hoop, van positiwiteit. Hoekom dink jy is dit ook nou nodig? Positiwiteit. Dis die eerste keer toe sy my stuur, toe sê ek dadelik vir haar, definitief sal ek kom sing, want dis niks polities nie, dis niks negatiefs nie. Ons het ons eie negatiewe dinge wat ons moet saamlewe elke dag. Ons land se skoonheid bly positief. En jy het dit so lekker verwoord en sy het dit so lekker verwoord ook en natuurlik die regte man om hom net te gee. Dis lekker opgewek, dis lekker vrolik, mense kan om dans, hulle kan. En ek het gesien hulle as ook nou lewendig op die show sing, dan kom die selfoonliggies aan. Is dit nie? Ja, daar sal antwoord op jou roepstem, kom die selfoonliggies aan. So die ouens begin vang waaroor dit gaan. Hierdie liedjie is nou al beskikbaar aanlyn en goeders, of wanneer is hy? Op al die digitale platforms is hy beskikbaar. Ek weet sy is nou 'n maand terug vrygestel en sy views is al by amper 35,000. Fantasties. Views en ja, dit is goed as dit goed doen. Baie lekker film. Jy's ook nie 'n man wat bang is om die pad te vat nie. Is daar weer 'n landswye toer of iets? Ons het net teruggekom van 'n toer af in die Kaap. Ek het 11 optredes gehad in 10 verskillende dorpe in 7 dae se tyd. Jy wakkel pappa, jy wakkel. 3.500 kilometers gery, ons ry slaan self klank op. Die dae van klankmanne en daai goedes is verby. Ek moet dit self doen. So dit is lekker. Ek vat my vrou saam, sy doen die klank. Dit is 'n bietjie moeilik baie keer, jy weet, op die einde van die dag werk sy vir my so, ek bly haar baas. En baie keer moet ek maar raas. Tot jy by die huis kom, dan is sy die baas, is dit nie? Ja, en dan sê sy vir my, hoor, ek hou nie van wat jy nou gesê het nie, maar as ek by die huis kom, dan hoor wat jou vrou daarvan gesê het. Wat sê is weer die lekkerste deel? Ek meen vir 'n man wat al soveel jare ook die ding doen, om op die pad te wees, is dit daarom lekker om dit met jou vrou ook te kan deel? Dit is baie lekker, omdat ek het 'n dogter, en sy is nou al 22, so sy werk na goeie, sy het altyd saamgekom. Vir 4 jaar wat sy saam met ons getoer het, maar sy het nie baie van die toerery gehou nie. Sy is maar 'n skaam meisie. Introvert en soos haar pa. Ja, so skaam, stil en teruggetrek. Die sien mos waar gaan my been. Ja, nee, ek sien daar gaan hy. Nou ek weet jy sommer van hier af ook weer op pad na 'n vertoningkie toe. Ja, ons het 'n optrede wat so 200 mense daar het vir Moedersdag. Ag, lekker ding. Dit is by 'n kerk het daar in Meyerton so. Dis in die gang. My vriend, baie dankie dat jy kom inloer het. Baie dankie vir Ek sal antwoord, stunning liedjie en ons gaan verseker vir hom roer en ook beloer. En baie dankie vir die inloer, man. Waardeer en dankie vir julle ondersteuning. Was lekker om jou te sien. Jy word ook nie ouer nie, man. Nee, harder raak minder. En dit is dan al vir hierdie week. Ons sien julle maandagooggend weer met 'n koppie koffie in die hand. 6:00 op Via. Hi, dit is Ampi en jy kyk na Goeiemôre, Good Morning op Via kanaal 147. Hallo, ek is Joannie Spiegelaar en jy kyk Good Morning, Goeiemôre.
Hallo, ek is Dousie en julle luister en kyk na Goeiemôre, Good Morning.